Goeiemôre vriende, dis vandag Saterdag 16 Mei 2026. Mag dit vir julle 'n baie mooi dag wees, vriende. Ja, ek dink ons wil in hierdie tyd in die besonder dink aan al die plekke wat oorstroom is. Jogg, hier's baie skade aangerig. As julle maar net so oor die nuus en Facebook en oral kyk, onsaglike skade aangerig, baie skade aan huise aangerig, baie skade aan plase aangerig. Regtig enorme skade. Die wonderlike dat ons water gekry het, maar ja, skade is so verskriklik. So ek wil ook hê ons moet vandag in die besonder bid vir al die skade, vriende, die mense daaronder ly en die boere wat daaronder ly. Mag die Here ook op 'n wonderlike manier by hulle wees. En waar ons kan help, vriende, laat ons help. Dan net het ons nou eerskomende week, is dit Pinksterweek. Soos ek al reeds 'n paar keer vir julle gesê het, die hooftema is When the Fire Falls, Suffering and the Spirit. When Fire Falls, Suffering and the Spirit. Maandag aand is dit by ons, vriende. Die Pinkster week begin by ons. Die Dinsdag aand is dit by die Baptiste Kerk in Milnerton. Woensdag aand is dit by die Methodiste Kerk in Milnerton. Die Donderdag aand, die 21ste, is dit by die Katolieke Kerk in Milnerton en die 22ste Vrydag is dit by die Anglikaanse Kerk in Milnerton. So dit begin 7:00 die aand, vriende, en al die fondse wat ons insamel gaan om Isibindi te ondersteun. Isibindi is 'n organisasie of 'n NPO wat absoluut daar is, samewerking met die kerk wat absoluut daarop ingestel is om na kinders te kyk en jong mense te kyk. Hier sal ook later vir ons 'n bietjie meer daarvan vertel. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil voor die Here. Dankie Vader dat ons by U kan wees. Dankie dat ons tot U kan nader. Dankie Here dat U vir ons oneindig lief is. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, dit is ons tweede stukkie meditasie wat ons het, tweede dag. Ek gaan dan nog maandag hê en dan Dinsdag begin ons inderdaad met die boek Hebreërs. Ek wil vandag sommer die meditasie gedeelte neem uit Psalm 131. En ek wil hê julle weet nou hoe dit werk, het julle elke keer 'n bietjie dink, wat kom sê die Here vir jou en vir my? 'n pelgrimslied van Dawid. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Vriende, ondersoek jouself of daar miskien by jou selfverheffing is, so jy verhef jou bokant iemand self, jy dink jy's beter as daai een. Hoogmoed is jy's hoogmoedig, jy's nie nederig nie. Die psalmdigter sê dit is nie by hom nie. Ondersoek jouself 'n bietjie daardeur en as dit daar is, bely dit. As dit nie daar is nie, sê ook vir die Here om jou verder te help om in nederigheid vorentoe te gaan. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is nie. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is nie. Wat is daar waar jy jou bekommer vandag wat bo jou vermoë is? Gee dit af. Gee dit in God se hande. Vertrou dit toe aan hom. Moet jou nie besorg maak oor die groot dinge nie, dinge wat bo jou vermoë is nie. Gee dit oor aan God. Ek het rus en kalmte gevind. Ek het rus en kalmte gevind. Het jy rus en kalmte
ondervind in jou lewe. As jy nie die rus en die vrede het nie, gaan na die Here toe en sê vir hom om vir jou vrede te gee waarvan Paulus in Filippense 4 praat. Vrede wat alle menslike verstand te bowe gaan, wat oor jou gedagtes nie wag hou, maar ook oor jou emosies. Ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. So het jy rustigheid gevind, so het jy vrede ervaar. Sê vir die Here dankie dat hy daardie vrede vir jou gee, daai tevredenheid, daai dankbaarheid vir jou gee. As ons dankbaar is, leef ons makliker. Wag op die Here Israel, nou en vir altyd. Wag op die Here Israel, nou en vir altyd. Vriende, mag jy wag op die Here. Die Here se tyd is nie jou tyd nie. Die Here se wil is nie altyd jou wil nie. Wag op die Here. Hy weet die beste. Wag op die Here. Mag julle die liefde van God, die genade van die Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar. Amen.